Gemeenskaplike volharding help ons floreer. Volharding, oftewel grit soos dit ook genoem word, help ons juist floreer wanneer dit vermenigvuldig, eintlik wanneer ons 'n gemeenskap of 'n verhouding met meer as net onsself is, 'n verhouding met ander is. Want ons moet onthou, volharding is nie 'n solo reis nie. Want ons deel is van 'n ondersteunende krag, of dit nou 'n WhatsApp groep is, of 'n Bybelstudiegroep, of 'n bestuurspan, of selfs 'n span wat saam 'n fikse uitdaging aanpak, dan word ons grit, oftewel volharding, versterk. En almal wat al deel van so 'n groep is of was, sal vir jou vertel dat die een die ander help optrek en help vasbyt. En saam word dan 'n veerkragtigheid gevorm wat baie sterker is as wat 'n mens dit alleen sal kan bereik. Die sielkundige Sonja Lyubomirsky beklemtoon juist dat sosiale bande 'n sleutelrol speel in hierdie volharding. Dit bevestig net weer wat die Bybel al eeuwelang teruggeskryf het, Spreuke 17 vers 17. En daar staan geskrywe: op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. Jou broer is daar met die oog op jou nood. Jy sien, Sonja het gesê, wanneer ons mekaar wederzijds ondersteun in tye van twyfel, dan word hierdie innerlike krag van ons eintlik vermenigvuldig. Ek wil maar weet self wat 'n krag daar is in storms wat ons dra, as ons betroubare bande het met mense wat vir ons omgee. En dit is net so lekker om te weet, daar is iemand wat in jou glo. Daar is iemand wat vir jou Jesus op aarde kom verpersoonlik. En daarom moedig ons ander aan om ook aandag te gee aan gemeenskaplike volharding. Dit help om 'n netwerk vir ondersteuning by in te skakel en bly bou, sodat 'n mens vir ander van hulp kan wees, maar wat vir jou ook dan vrede en betekenis in hierdie lewe gee. En dalk moet jy vandag weer hierdie hoor om dankbaar te wees vir diegene wat deel vorm van jou gemeenskaplike ondersteuningsnetwerk. Of dalk moet jy weer uitreik om deel te word van so iets. En dit gee ruimte dat waarmee jy ook al worstel, jy dit met ander kan deel, jy perspektief kan kry daarop deur die oë van ander en jy ondersteuning kan kry by ander. En onthou hierdie geheim, die Gees is in hulle ook en staan ons juist deur hulle by. Leef geïnspireerd.